Hi geliefdes, ek hoop dit gaan goed met julle elkeen. Vir die wat my nie ken nie, my naam is Karen en my blad se naam is Smag soos 'n wildsbok. Vir julle wat nou al die jare saam met my loop, woorde ontvang, die boodskappe wat ek deel, dit wat die Here op my hart lê om te deel. Baie dankie vir julle ondersteuning. Dankie vir elkeen van julle wat share, wat kom comments los, wat hartjies los, wat likes los. Soos julle weet, ek is nog altyd net beskikbaar gewees op TikTok en op YouTube. Ek het dit nou verander. Julle sal my nou op Patreon ook kan kry. En ek wil asseblief julle 'n guns vra. Sê julle asseblief die Patreon groep join ook. Dit is 'n gratis membership vir die onderste vlak. So alles is beskikbaar daarso ook. En soos ek sê, dit is nie dat jy 'n fooi hoef te betaal nie. Al wat jy moet doen is net jy met die membership knoppie druk en dit is 'n gratis opsie. Ek gaan in die toekoms baie meer van my profetiese woorde gaan ek daarso deel. Dis maar net omdat dit 'n bietjie meer privaat is. Ek het ook al agtergekom op publieke plekke sekere woorde word net nie gestuur waar dit moet gestuur word nie. Die laaste 3 maande het ek gesien, dit is ook baie meer dat Christelike woorde nie uitgestuur word nie. Dit is asof ons net nie opdaag op mense se For You pages nie. En as julle nie, soos hulle sê op YouTube, die bell notification aansit nie, dan ontvang jy nie die goeders nie. En dis nou ongelukkig net so. Met Patreon is dit bietjie anders. As jy deel van die membership program is, dan gaan jy dadelik 'n notification kry as daar iets opgeplaas word. So ek wil julle asseblief aanmoedig, oorweeg dit om Patreon te download as die app op jou foon of by die website in te sign as jy dit van 'n rekenaar wil doen of 'n laptop of 'n desktop of wat ook al. Maar die app vir jou foon werk baie goed en jy ontvang alles. En soos ek sê, dit is 'n gratis membership. Dit kos jou niks om te join nie. Daar gaan wel betaalde opsies ook beskikbaar wees, maar dit is slegs vir die mense wat wil saai in die bediening, wat 'n opsie kan hê om in Smag soos 'n wildsbok te saai in daai bediening spesifiek. Soos julle weet, ek het nog 'n Engelse kanaal ook, Motivating Karen. Op die oomblik gaan daar nie veel aan nie. Ek het nog nie regtig baie van my woorde gehad wat ek wou oordra in Engels nie. Alhoewel alles wat ek in Afrikaans skryf, het ek 'n Engelse weergawe van. Maar die een het my meeste van die tyd nog besig gehou. Ek is nou juist besig om deur 'n vas te gaan. Ek is besig met 'n 40-dag vas. En ek glo na die vas sal ek weer bietjie meer aandag aan die Engelse goed ook gee. Ek gaan van tot tyd ook Engelse woorde hierso op Smag soos 'n wildsbok gee, soos wat die Here dit op my hart lê om te doen. Maar soos ek sê, doen my asseblief 'n guns en kom join die platform op Patreon, dat ons kan praat oor goeders, dat ons meer kan deel oor sensitiewe sake, oor wat op die Here se hart is. Daar waar ek nie geban gaan word, of wat ek gaan geflag gaan word nie. Ek het net soos omtrent 2 maande terug toe ek was omtrent 2 maande terug. Toe het ek 'n post opgesit en ewe skielik het ek 'n violation vir hate speech gekry, omdat ek het skrif gelees en ek het 'n violation vir hate speech gekry. So dit is hoe die vyand kom om ons te probeer onderdruk. Maar dit hang af van julle elkeen ook. As ons nie deel wat die Here op ons harte sit nie, as ons 'n woord ontvang van iemand en ons gaan en ons versprei dit nie weer met ander nie, dan gaan dit nie by hulle uitkom nie. En dan wen die vyand. So, ouens, kom, join ons op Patreon, laat ons bietjie meer vry kan praat oor goeders wat op ons harte is, waar daar nie 'n limit geplaas word op wat jy mag sê of wie jy mag praat nie. En en as julle dalk 'n video hierso sien wat julle van hou, asseblief share dit. Deel dit met iemand. Al moet jy dit download en vir hulle stuur ook. Dit is big fun met my. My goeders is oop en beskikbaar so dat julle dit kan aflaai en vir mense kan stuur wat nie op TikTok of op YouTube is nie. Maar asseblief mense, versprei die woord van die Here. Ons het vandag so 'n mooi woord in ons kerk gehoor van, as jy geweet het dat Jesus vanaand gaan kom, wat gaan jy met die res van jou dag doen? En in werklikheid, jy gaan alles doen wat jy kan om van hom te praat, om seker te maak jou saak is reg met hom. En so wil ek ook sê, as jy 'n woord ontvang, as jy iets sien wat jou aangeraak het, moet jy weet dit gaan iemand anders toe ook aanraak. Deel asseblief die woord van die Here met ander, veral die wat dit nog nie gehoor het nie. Veral daai persoon wat die Here op jou hart lê die dag, deel dit asseblief met hulle. Maar tot ons weer gesels julle,
Ek hoop ek sien julle gou op Patreon.